Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie woensdagoggend. Ja, ek hoop dit gaan met jou beter as met my. Ek het iewers deur die nag siek geraak. Ek voel of 'n trein oor my gery het en my kop vol bars, my keel is seer, my sinus is geblok. Maar ons gaan voort met Johannes 2. By die bruilof by Kana. Op die 3de dag was daar 'n bruilofsfees by Kana in Galilea en Jesus se moeder was daar. Ook Jesus en sy disippels is na die bruilofsfees genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom: "Hulle het nie meer wyn nie." Maar Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom pla u my? My uur het nog nie aangebreek nie." Sy moeder sê vir die bedienaars: "Doen wat hy ook al vir julle sê." Daar het ooreenkomstig die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elk tussen 2 en 3 metretes kon hou. Jesus sê toe vir hulle: "Maak die kanne vol water." En hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Daarop sê hy vir hulle: "Skep nou daarvan uit en neem dit vir die hoofkelner." Hulle het dit toegeneem. Toe die hoofkelner die water proe wat wyn geword het, hy het nie geweet waar dit vandaan kom nie, hoewel die dienaars wat die water uitgeskep het geweet het. Roep hy die bruidegom en sê vir hom: "'n mens sit eers die goeie wyn voor, en eers wanneer hulle begin dronk word, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou teruggehou." Dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen, die begin van sy tekens. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum afgegaan, maar nie baie lank daar gebly nie. Geliefdes, ons lees tot sover. Hier is soveel goed in hierdie teks wat ek en jy moet hoor. Die een ding is dat Jesus se ma kry eintlik half 'n snaakse antwoord by hom, want Jesus sê dis nog nie sy tyd om te begin met die tekens nie. Maar sy ma praat hom om. So in die teks kan ek en jy ook hoor, ons kan ook vir Jesus ompraat, sy ma het dit gedoen. Weereens, onthou ek het vir jy gesê, hoeveel keer gaan jy die tema in Johannes skryf van weet, nie geweet nie. Die hoofkelner het nie geweet waar die wyn vandaan kom nie, maar die kelners het dit geweet. Nee, so kry weer daai weet, nie weet nie. En dan is hulle sê, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Dis eintlik ook 'n verwysing na Jesus, wat die goeie wyn is wat tot nou toe teruggehou is. Dis eintlik 'n verwysing na Jesus self. En dan dit was die begin van sy tekens, natuurlik in Johannes se evangelie word daar net 7, en hulle word spesifiek beskryf as tekens in die Griekse Maya, en nie die woord wat ons graag gebruik, wonderwerke nie, maar 'n teken, en 'n teken van sy heerlikheid. So 'n teken oor wie Jesus is. En sy disippels het in hom geglo. Gaan lees die gedeelte weer. En kyk al die mooi goed wat jy daarin raak sien. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, ons bid dat ons ook die tekens van die heerlikheid mag raak sien. Dat ons kan vashou aan u liefde en u genade. Dra ons deur hierdie dag in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.